Here, U is die God van elke generasie, die begin en die einde van ons lewensfase. Ons loof U. Ek gaan vir Mia vra om vorentoe te kom om vir ons die gebed te doen. Môre almal, kan ons asseblief die oë sluit. Skepper van alles wat bestaan, bron van alle saligheid. Ek vereer U omdat U my in staat stel om U te ken. Omdat U aan my 'n gewete en 'n vermoë om te redeneer gee. Omdat U in my 'n begeerte na U skep. Ek loof U omdat U Uself deur die evangelie bekend maak. Omdat daar medelee in U hart is. Omdat U vir my vrede wil gee. Omdat U geduld en goed is. Omdat U genade eindeloos is. U het aan my bekend gemaak hoe skuldiges vergewe kan word. Godeloses heilig gemaak en armes verryk kan word. Mag ek altyd onder die wees wat U nie net hoor nie, maar U ken. Wat met vreugde saam met U lewe, wat U beloftes aanvaar en daarin lewe vind. Laat my altyd verlang na geestelike gawes en seën, na hulp om my voorregte en my liefdespligte te waardeer, en om voortdurend deur die vertroosting en blydskap van die Heilige Gees verlos te word. Mag 'n eenvoudige en goddelike opregte karakter vir my kosbaar wees. Help my om voor U te wees, net soos ander mense my sien, om Godvreesend te lewe, eerder as om voor te gee, om die wêreld te vergeet wanneer ek kerk toe gaan, om die dinge daarbo lief te hê, om verbode dwaashede en nietighede te vermy, om genade uit die deel sowel as om te ontvang, en om bereid te wees om kwaad te verduur en om goed te doen. Help my om hierdie roeping waardig te wees, dat die naam van Jesus in my verheerlik sal word, en ek in hom. Amen. Baie dankie, Mia. Vandag kyk ons na die lewensfases van waardeur elkeen van ons gaan in ons lewe. Nie net met wat ons gebeur wanneer ons deur daai fase gaan nie, maar hoe God ons vorm wanneer ons deur die verskillende fases gaan. Die wetenskap oor die menseontwikkeling is van mening dat 'n mens deur spesifieke fases gaan, en gedurende daai spesifieke fase is daar fisiese verandering wat sigbaar is, intellektuele veranderings, sosiale veranderings en ook emosionele veranderings. So ons eerste fase is die hoërskooljare. As jy in die hoërskool is tot op 30 jaar. Steek net vir hande op, is hier enige iemand in hierdie kerk wat in daai ouderdom val? O ja, julle klomp van julle. Julle is in die lengte van julle lewe. Julle drome en doelwitte en julle verwagtings en julle het gewoonlik uitstekende fisiese gesondheid, lewenslus, fisiese funksionering is goed, julle krag en reaksietyd is op sy beste. Die samelewing se klem is op jeugtigheid. Hoeveel tydskrifte sien julle met ou mense op die buiteblad? Nee, dis altyd die jongeres, so die klem is op die jeugtigheid. En dit is vir julle 'n heerlike tyd in julle lewe. Emosioneel is julle baie intens, die liefde is groot en die pyn is diep, gevoelens word intens beleef. Jy bevraagteken nou tradisies en jou ouers se verwagtinge en oortuigings. En in hierdie fase begin jy jou eie oortuigings maak. Dis 'n tyd van keuses maak. En die keuses gaan 'n effek op die res van jou lewe hê. Gaan ek by die rokersgroep, by die skool staan en saam rook? Gaan ek rondslaap? So jou keuses wat jy vandag maak, is die keuses wat in elke fase na vore gaan kom. En jy moet ook keuses maak oor jou beroep. Ek het net nou lekker daar met Dian gestaan, wat volgende jaar gaan swat, en hulle maak nou hulle keuses. En genadiglik in ons tyd kan jy meer as een beroepe gaan jy waarskynlik in jou lewe hê. En jy maak ook besluite en keuses rondom jou huwelik. Meisies, julle gaan in hierdie fase waarskynlik trou, en jy gaan hoop, jy gaan jou man verander, baie gou. En ouens, julle gaan trou en weer hoop, jy gaan jou vrou gaan nooit verander nie. En op die einde gaan julle albei teleurgesteld wees. Maar is ook 'n tyd wat jy begin met jou gesin,
Hierdie fase is nie 'n tyd vir perfeksie nie. Dis 'n tyd vir vorming. En die belangrikste vraag in hierdie fase is, wie is ek? Wat glo ek? En waarvoor staan ek? En in hierdie fase leer jy is nie wat mense sê jy is nie. Jy is nie jou foute nie. Jy is wat God sê jy is. En in hierdie fase sê hy vir jou, jy behoort aan my. Nog voordat jy enigiets in jou lewe bereik het, behoort jy aan my. En ek gee vanoggend op hierdie 6 generasie oggend vir jou 'n teks en dis Jesaja 43 vers 1. Moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. So jy vra, wie is ek? En God antwoord, jy is myne. Nou almal van julle wat in hierdie fase is, julle sal sien hier's oral stasies, onder 'n ballon is 'n stasie, oral in die kerk, waar daar 'n stasie naby jou is, kry gerus gou vir jou 'n persentjie. Die tweede fase is die mense 30 tot 35. Steek gou julle hande op. Hier is ook 'n hele klomp van julle. Ons het baie jong mense vandag in die kerk. Welkom. Dis is die tyd wat jy jou vestig in die samelewing. Jy lewe volgens 'n rooster, né? Hierdie kind moet hier wees, daai kind moet daar wees. Jy het gesins, jy het werksomstandighede. Maar dis ook die tyd waarin jou loopbaan momentum kry. Jy het veel eisende rolle en verwagtinge. Die druk in jou lewe neem toe. Jou werk, jou huwelik, jou finansies. Jy's 'n taxi bestuurder. En later in hierdie fase kom daar tieners en dit het 'n uitdaging op sy eie. Julle is baie besig in hierdie fase. En 'n man wat in hierdie besige fase is, sê vir sy vriend, ek en my vrou het so 'n gelukkige huwelik. En die vriend sê vir hom, maar hoe kry julle dit reg in julle besige lewe? Sê hy, nee, ons gaan 2 keer per week uit in die aand. Sy op maandag en ek op donderdag. Maar dis die fase waar jy baie dra. En soms stilweg wonder, hoe gaan ek al hierdie goed bymekaar hou? Ek is die heeltyd besig, ek is net nooit klaar nie. En huwelike kom ook onder druk, weens hierdie verskriklike besig wees. En ek dink 'n groot probleem in hierdie fase is natuurlik, toe jy destyds gesoek het na die persoon wat jou so heel laat voel het. Die persone wat jou so heel laat voel het, was die persone wat so die teenoorgestelde van jou was. So vroue met hierdie kabbelende waterstroompie persoonlikheid, het juis aangetrokke gevoel tot hierdie sterk bergpoel tipe man, want hy het jou so kan ons sê kabbelend laat voel, en jy het seker 'n rimpeling op sy oppervlak veroorsaak, maar nou, na 'n paar getroude jare kan dit gebeur dat my man, my stil bergpoel, het verander in die dooie see. Hy neem net in, maar niks kom weer uit nie. En dis dan wanneer vroue 'n vraag vra en dit sommer antwoord ook, net om seker te maak, jou vraag word geantwoord. Ek het gehoor die ou oom is oorlede en sy kinders het van ver af gekom om sy bed te staan en die een broer het bietjie laat gekom, net nadat die oom dood is. En die broer het vir die ander broer gevra, Boetie, jy was die hele tyd in die hospitaal nog voordat pappa gesterf het. Wat was pappa se laaste woorde? En die broer sê, nee, hy het nie gehad nie. Mamma was end uitby. Maar in hierdie fase leer jy dat liefde is nie net 'n gevoel nie. Dis 'n keuse waaraan jy moet werk. En in hierdie fase kan jy gelukkig wees as jy besef jou kinderjare was nie volmaak nie, maar is verby. Kyk jou bagasie vierkantig in die oë, maak vrede met die verlede,
sodat dit nie jou toekomstige fases ook bederf nie. En hier begin jy vra, wat maak regtig saak? Waaraan bou ek? En daarom wil God jou in hierdie fase leer om hom te vertrou, nie net om te presteer nie. En vir julle fase gee ek vanoggend Psalm 37 vers 5. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Jy dink jy bou jou lewe, maar God bou en vorm jou. En hierdie fase leer jou, jy is nie God nie. Vertrou hom net. Alles wat jy doen en alles wat jy het, is net uit genade. Hierdie fase, niemand anders nie, kan nou by die stasies vir hulle 'n geskenkie kry. Ons derde fase is die 45 tot 65 jarige. Steek bietjie julle hande op. O, dis 'n klomp. Dit is 'n kragtige en unieke fase. Verliese en realiteite word meer sigbaar, soos jou ouers wat jy verloor in hierdie fase, jou kinders wat onafhanklik word en weggaan uit die huis uit oor see. En tydens hierdie fase ondergaan jy baie fisiese veranderings, plooie begin ontwikkel, die organe funksioneer nie meer so effektief soos wat dit gedoen het nie, jou krag en koördinasie gaan agteruit, maar nie een van hierdie veranderings is so dramaties dat jy nie kan kompenseer met enige iets anders daarvoor nie. Tydens hierdie fase gaan jou huwelik ook deur fases. Nou begin jy dalk vermoed jou man is dalk lui. En nou onthou jy wat jou skoonma vir jou gesê het die dag voor julle huwelik. Sy het gesê, nee wat, ek verloor nie 'n seun nie, ek wen 'n rusbank. En gisteraand het jy besef, nee, dis waar, toe hy vir jou vra, skat, hoe lank gaan jy nog neem om die kombuis op te ruim? En jy het geantwoord, 'n uur, maar as jy hel baie gouer. En sy antwoord, nee wat, 'n uur is baie vinnig. In hierdie fase het jy reeds pyn in jou lewe gehad. En daarom is jy sagter met ander mense. Jy oordeel ook nie so maklik nie. Jy het ook in hierdie fase geleer om jou nie meer met ander mense te vergelyk nie. Want jy weet, jy het geen idee deur die reis waardeur hulle is nie. En dis ook die fase waar jy ouma en oupa word. Klein Jannie en sy gesin eet Sondagmiddag by ouma en toe almal aan tafel is, toe skep ouma dadelik kos op en toe Jannie sy kos ontvang, begin hy dadelik eet. En sy ma sê vir hom, Jannie asseblief, wag net tot ons klaar gebid het. Hy sê, ek hoef nie. Sy ma sê, natuurlik moet jy. Ons bid altyd by die huis voordat ons eet. Ja, verduidelik Jannie, maar dit is by ons huis. Maar hierdie is ouma se huis en sy weet hoe om te kook. Nou begin jy vra, en in hierdie fase begin jy vra, het my lewe betekenis? Wat is regtig belangrik? Ek wil nie net oorleef nie, ek wil betekenis hê. In hierdie fase nooi God spesifiek jou om nader aan hom te kom. En vir julle wat in hierdie fase is, gee ek Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. En hier begin jy besef, sukses is nie gelyk aan die bereiking van doelwitte nie. Dis om naby aan God te leef. So almal wat in hierdie ouderdomsgroep is, skryf julle by die stasie julle geskenkie.
by die laaste fase en dit is die 65-plussers. Steek julle hande op wie in hierdie fase is. Julle is baie ook. Julle is daar so. Dit kan een van die rykste en mees betekenisvolle fases in jou hele lewe wees. Dis die fase van stories oordra en waar klein dinge groot word, 'n koppie koffie op die stoep, 'n gesprek, 'n sonsondergang, want die lewe raak minder ingewikkeld en meer kosbaar. 'n Mens oordink die lewe en jy het spyt oor baie goed, maar jy maak vrede met jouself en met ander. 13% van die wêreldbevolking en 20% in ontwikkelende lande van die bevolking behoort aan hierdie ouderdomsgroep, so dit is geweldig baie. Die fase word gekenmerk deur fisiese agteruitgang, energie is minder, spiermassa verdwyn, die immuniteitstelsel is nie meer soos dit voorheen was nie, maar jy het meer perspektief en jy is minder gejaagd en jy het meer sagtheid. Ouderdom bring insig, geduld en wysheid en dit kan alles die lewenskwaliteite verhoog ten spyte van die fisiese veranderings wat kom. Jy het 'n lewe van teleurstellings agter die rug. En jy kan hierdie fase in jou lewe geniet as jy op jou lewenspad vergifnis aangeleer het. Veral ook om jouself te vergewe. 'n Man en vrou is 60 jaar getroud en hulle deel alles. Hulle het geen geheime vir mekaar nie. Behalwe dat die ou vroutjie 'n skoendoos daar op haar kassie het, waarvan haar man oor hierdie 60 jaar nooit iets gevra het nie. En eendag word sy siek en die dokter sê vir hulle, sy gaan nie herstel nie. En die man wou die vrou se sake in orde kry en hy gaan haal die skoendoosie af en hy vat dit na haar bed toe en sy stem saam dat dit tyd geword het dat hy moet begin weet wat daarin is. En hy maak dit so versigtig oop en toe aan die een kant lê daar toe 2 poppies, sulke gehikelde poppies en aan die ander kant R800,000. Hy vra toe vir haar oor die inhoud. Sy sê, toe ons getroud is, het my ouma gesê, die geheim van 'n gelukkige huwelik is om nie te argumenteer nie. Sy het my vertel, as ek kwaad word vir jou, moet ek stil bly, maar ek moet 'n poppie hikel. En die ou man was in trane. Daar was slegs 2 poppies in hierdie boks. Sy het in al daai jare, al die 60 jaar, net 2 keer vir hom kwaad geword. Hy was so gelukkig. Liefie, dit verduidelik nou die poppe, maar waar kom hierdie geld vandaan? O, sê sy, hierdie is die geld wat ek gemaak het van die verkoop van die poppe. Daar kom in hierdie fase kalmte oor jou. Ek weet wie ek is. En jy kan meer teenwoordig wees vir God, vir mense, vir jouself. Verhoudings word kosbaar. Kleinkinders, agterkleinkinders, ou vriende. Jou fokus verskuif van doen na wees. Nie net oor wat gedoen word nie, maar oor wie jy geword het. En dit is die tyd vir geestelike verdieping. Baie mense ervaar in hierdie fase dat hulle verhouding met God net dieper en dieper word. Jy het minder vrae oor waarom en hoekom, want jy het rus gevind in God. En die vraag wat ek vra in hierdie fase is, wat laat ek agter? En God sê, jy laat vrugte agter. Dit is die oesfase waar God die vrug van jou lewe wys. En vir julle gee ek Psalm 92 vers 15. Hulle dra nog vrugte en die ouderdom. God voltooi en verdiep in hierdie fase. Julle kan nou elkeen vir julle 'n geskenkie kry.
Elke fase het 'n ander vraag. 15 tot 30 vra, wie is ek? En God antwoord, jy is myne. 30 tot 45 vra, waaraan bou ek? En God sê, vertrou my. 45 tot 65 sê, wat beteken my lewe alles? En God sê, kom nader. En 65 plus sê, wat laat ek agter? En God sê, die vrug. Die doel van jou lewe is nie net om deur hierdie fases te kom nie, maar om God in elke fase te ontmoet. Sonder God verloor die fases sy betekenis. Ek sluit af. Daar's 'n Indiaanse ritueel vir 'n kind om 'n man te word. 'n Pa neem sy Indiaanseun na die bosse. Hy blinddoek hom en dan los hy hom alleen. Hy moet die hele nag alleen op 'n stomp sit en hy mag nie daai doek afhaal voordat die oggend se strale deur die doek skyn nie. Hy kan nie om hulp roep nie. As hy die nag oorleef, is hy 'n man. En hy mag nie na die tyd vir die ander seuns van sy ervaring vertel nie, want elke ene moet 'n man op sy eie word. En die seun is angsbevange. Hy hoor allerlei geluide. Daar moet seker wilde diere om hom wees. Daar is misdadigers om hom. Die wind waai deur die gras. Sy stomp beweeg. Maar hy sit en hy beweeg nie daai doek nie, want dis al manier hoe hy 'n man kan word. En na 'n verskriklike nag kom die son op en hy haal sy blinddoek af. En is toe dat hy ontdek, sy pa sit op die stomp langs hom. Hy het die hele nag oor sy seun gewaak en hom beskerm van enige gevaar. Ons is nooit alleen nie. Selfs as ons dit nie weet nie, hou God die wag. Hy sit op die stomp deur al ons lewensfases saam met ons. As daar probleme kom, is al wat jy moet doen, is om jou hand uit te steek na hom toe. Al sien jy hom nie, hy sit daar. Ons loop die pad in geloof, totdat ons blinddoek afhaal, wanneer ons eendag tuis kom. En teen die einde van jou lewe, gaan jy sien, daar was genade in elke fase. God het jou nooit gelos nie. Amen. Wonderpark, mag die Here jou seën in elke fase van jou lewe. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou gedagtes bewaar, vandag en in elke fase wat nog kom. Amen.